Vandag doen ons die 8ste kritieke tyd van seën en dit is in jou ou dag. So tot nou toe het ouers kinders geseën, maar nou gaan die kinders omdraai en die ouers seën. Hoe kosbaar. Spreuke 31 vers 28. Die kinders van 'n deugdsame vrou, in Engels 'n virtuous woman, staan op en seën haar. So 'n seën word gewoonlik oor 'n ouer uitgespreek by 'n begrafnis, né? Dis die enigste tyd wat ons regtig eintlik in ons kultuur van weet, dan doen jy mos 'n tribute vir jou ouers. Jy sal opstaan en sê, my ma was so 'n goeie mens, dit. Ons wil voorstel dat jy dit doen terwyl jou ouer nog leef. Ouers het nodig om woorde van seën van hulle kinders te hoor terwyl hulle nog lewe, sodat God die kinders kan gebruik om die sleutelvraag in die ouers se hart te antwoord. God gebruik die kind om sy boodskap van identiteit en roeping. Identiteit, wie is ek? En roeping, waarom was ek hier? Wat het ek beteken? In daai ouers se hart in te plant. Of hulle jou geseën het of nie, eer die Here en breek die siklus van vervloeking deur hulle te seën. Wie sal die sleutelrolspelers wees? Natuurlik die kinders. En die sleutelvraag wat beantwoord moet word, is ek nog nodig? Daai ouer, dalk daai tannetjie wat in die ouer huis sit, dit is die vraag in haar hart. Het ek werklik enige iets van waarde in my lewe bereik? En dan die 3 houdings waarmee kinders ouers kan seën, sal 'n houding wees van aanvaarding, van bewondering en van waardering. Dis wat ouers se harte sal seën. As ons hulle aanvaar, as ons hulle bewonder en as ons hulle waardeer. So kom ons kyk, 'n seëning of 'n vervloeking. So 'n seëning sal wees, pappa, mamma, dankie vir alles wat julle deur julle lewe gedoen het, om my te help slaag en om my te help voorspoedig wees. Ek besef dat julle baie tyd, geld en energie opgegee het om in my lewe te belê. Julle is steeds van onskatbare waarde. Julle lewe dra wysheid en ervaring wat ons nodig het. Julle teenwoordigheid is 'n seën en julle nalatenskap leef voort in elkeen van ons wat julle geraak het. Ons bewonder julle opreg vir wat julle in julle lewens bereik het. Ons het steeds julle raad en julle wysheid bitter nodig in ons lewens. Ons wil hê ons kinders moet julle leer ken en ook julle liefde en wysheid ontvang. Satan se boodskap sal iets wees, soos jy is nie meer nodig nie, jy het jou net oortref en gebruik nou net kos, lig en water op die planeet. Jy het niks in jou lewe bereik nie, niemand waardeer jou nie en niemand gaan vir jou dankie sê nie, want jou lewe het niks beteken nie. En kinders is regtig baie keer so met hulle ouers, laai hulle by 'n ouer huis af en sien hulle nooit weer nie. Jy moet onthou, jy kan ook met jou gedrag jou ouer vervloek. So as jy net dood eenvoudig niks sê nie, of nie kuier nie, of nie bel met 'n verjaarsdag nie, of nie betrokke is nie, of nie hoor of hulle gesond is nie, of nie dokter toe vat nie, jy kan hulle so ook vervloek. Okay, so 'n seën sal behels dat die kinders 'n huldeblyk aan elke ouer skryf, waarin hulle dankbaarheid en respek uitspreek en 'n betekenisvolle tyd kies om dit dan aan die ouers voor te lees of aan te bied. Okay, 'n seëning sal wees dat die kinders aan hulle ouers 'n plek van ware respek en eer in die hart gee en God se boodskap oordra dat die ouers steeds nodig is en waarde het in hulle kinders se lewens. 'n Seëning sal wees dat die kinders eer en respek aan hulle ouers toon in die teenwoordigheid van hulle eie kinders en die kleinkinders leer om hulle grootouers te waardeer en te eer. 'n Seëning sal wees dat die kinders hulle ouers geestelik en emosioneel ondersteun deur gebed, besoeke en gereelde kommunikasie. Goed, 'n vloek sal behels dat die kinders nooit 'n seën oor hulle ouers skryf nie, maar eerder hulle ouers kritiseer, afkraak en ondankbaarheid teenoor hulle toon. 'n Vervloeking sal wees dat die kinders geen plek van respek vir hulle ouers in hulle harte het nie en die duiwel se boodskap oordra dat die ouer nie meer nodig en waardevol is nie.
'n vervloeking sal wees dat die kinders hulle ouers bespot en oneerbiedig behandel in die teenwoordigheid van hulle eie kinders en hulle kinders leer dat ouer mense geen waarde het nie. 'n vervloeking sal wees dat die kinders hulle self van hulle ouers vervreem en nie meer besoek of met hulle kommunikeer nie. Ons kyk wat is die gevolge daarvan. As jy nou nooit sou seën nie, omdat jy 'n wrok of bitterheid teenoor jou ouers het, ouers en kinders word beroof van die voorreg om 'n ryk vriendskap as volwasse mense te geniet. Dit is soos wat God dit bedoel het. Kleinkinders mis die geestelike oordrag en wysheid van hulle grootouers. Onthou, seën maak die hart oop, terwyl 'n vloek dit toemaak, en ongeredde ouers kan hulle verlossing misloop. So hulle kan dalk nooit tot wedergeboorte kom nie, hulle kan dalk nooit 'n werklike ware ontmoeting met die Here Jesus Christus hê nie. Want hulle harte is toe, want hulle is nooit geseën nie. As jou ouers jou nie seën nie, mag jy dalk nooit self deur hulle geseën word nie. Onthou, 'n seën bemagtig iemand om in die volwasse lewe te floreer. So as jy jou ouers nou seën, dan maak dit dalk hulle harte oop, dan kom hulle dalk tot wedergeboorte, dan besef hulle dalk wat hulle met jou gedoen het, kan dit wees dat hulle jou dalk dan in elk geval sal seën. Seën op 'n hoë ouderdom. God gebruik die kinders om sy boodskap van identiteit, wie hulle is en doel waarom hulle geskape is in ouers se harte in te plant. So as jy sou seën, 'n ongeredde ouer aanvaar Christus in reaksie op die eer en seën wat hulle kinders aan hulle bewys het. Nadat ouers 'n seën ontvang het, sal hulle in staat wees om hulle kind te seën. Die skrif sê in die Ou en die Nuwe Testament, hoor nou mooi, eer jou vader en jou moeder, lees hom bietjie raak, partykeer lees ons net oor hierdie dele wat ons so goed ken. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Maar my ouers verdien dit nie. Hulle het my nooit geseën nie, inteendeel, hulle het my vervloek, hulle het my mishandel, hulle het my wanbehandel, wat wil jy dit noem? Onthou nie, dit is Satan se plan. Die Bybel sê nie, seën jou vader en jou moeder, as hulle dit verdien, en tensy hulle jou mishandel of gevloek of weggegooi het nie, dat jou dae verleng kan word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God jou gee nie. Dis nie wat in die skrif staan nie. Skei die identiteit van die gedrag, skei jou ouers se identiteit wie hulle is, van die gedrag, die sonde wat hulle gedoen het, of die gedrag wat onaanvaarbaar was. Dan wees jy lief vir die persoon, en jy kan die sonde haat. En dis in elk geval baie belangrik, want as jy nie jou ouer van sy identiteit geskei kry nie, van sy sonde geskei, sy identiteit van die sonde geskei kry nie, in 'n poging om die sonde te haat en te verwerp, sal jy ook jou ouer wat sondig haat en verwerp. Of in 'n poging om die persoon of jou ouer wat sondig lief te hê en te aanvaar, kan jy dalk ook die sonde lief hê en aanvaar. So dit is ook vir jouself baie belangrik dat jy identiteit en gedrag van mekaar geskei kry. As daai nie vir jou nou baie sin maak, moet jy baie seker wees om terug te gaan na die eerste 2 leringe wat ons gedoen het op die ou paai kursus, dan verduidelik ek dit baie mooi. Okay. So om 'n ouer te eer is nie afhanklik van hulle gedrag nie, maar van die kind se vermoë om te vergewe. En Satan weet dit baie goed, en sy missie is om te verseker dat mishandelde kinders nooit hul ouers vergewe nie, maar eerder hulle ouers oneer aandoen deur 'n wrok van bitterheid te koester. Dit gee dan aan Satan gesag om die gevolg af te dwing, dat hulle lewens verkort sal word en dat dit nie met hulle goed sal gaan in die land waarin hulle leef nie. Het jy al ooit so daaroor gedink? Onthou, Jesus het aan die kruis vir jou sonde gesterf, toe jy nog 'n sondaar was. Ons lees in Romeine 5 vers 7 tot 8. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het,
toe ons nog sondaars was. Hoe eer jy jou ouers? Efesiërs 6 vers 1 sê, kinders, julle moet gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. So hoe eer jy jou ouers? Deur gehoorsaamheid, deur gehoorsaam te wees. Kom ons besluit gou wie's weduwees en wie's weeskinders. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers, want dit is goed en aanvaarbaar voor God. Okay, so 'n weduwee is 'n vrou wie se man en kinders oorlede is. As 'n weduwee, of daar kan haar kindertjies baie klein wees, as die weduwee se kinders die vermoë het om na haar te kyk, dan hoef die, wel jy kan seker maar goedhartigheid hê aan enige iemand wat die Here vir jou in jou hart opdrag gee om aan goedhartig te wees, maar volgens die skrif is 'n weduwee iemand wat sy man oorlede is en wat sy kinders nie na haar kan kyk nie, of dalk nog klein is. Nou, so eers met die kinders die verantwoordelikheid leer. Ek wil gou vir jou Romeine 1 lees. Ek wil hê dat jy moet sien dat as twee goed gebeur, nommer 1, as ouers die skepsel en nie die skepper dien nie, so dit gaan oor afgoderry, of as ouers die kennis het, maar steeds teen dit kies. So met ander woorde, jy het 'n Bybel in jou hand, jy kies nog steeds om nie die verordeninge na te kom. Dit kan wees dat jy op verkeerde plek aanbid, dit kan wees dat jy jouself net doodeenvoudig met sondes besig hou, maar jy het 'n Bybel en jy weet waarheid en mense het al vir jou probeer verduidelik wat die waarheid is, maar jy kies nog steeds om dit nie te doen nie. Dis die twee goed wat verkeerd gaan nie. En dan sê hy, daarom sal God hulle oorgee om verskeie verkeerde dinge te doen. En ek wil dit vir jou lees, want om ongehoorsaam aan ouers te wees, kom ook in hierdie stuk voor. Okay. So, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. So dis baie keer die ou wat dink hy is baie slim, nou. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere, afgoderry, dien ander goed. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee. So God het hulle oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Daarom het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle harte, so snap net daai, God het hulle oorgegee. Okay, vers 25. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen van die skepsel, ek lees weer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dit wat teen die natuur is, en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Hulle praat hier van homoseksualiteit. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, weer eens, hulle oorgegee om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid. Hoerery, onthou ongeregtigheid is iniquity, dit is daai persoonlik verwronge persoonlikheids of 'n verwronge karaktereienskap, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol naaiwer, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niesdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig.
mense wat, al ken hulle die verordeninge van God goed, so hulle sit met die Bybel, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. So al keer jy dit net goed, dan val jy onder dieselfde. Dan kan God jou oorgee aan enige van die bogenoemde goed. Ok, so moenie vir Satan se plan val nie. As jy sukkel om jou ouers te vergewe, kry hulp en vra genesing van die Here, kry berading, kry iemand wat jou kan help om te vergewe. Dit kan wees dat dit wat jou ouers aan jou gedoen het, so diep leen van Satan in jou hart ingeplant het, dat dit kan wees dat dit nie eers jou ouers is wat agente vir Satan was om daai leen in jou hart in te plant nie. Jou ouers kon dalk net die leen kom bevestig het, wat Satan soveel jare terug al dalk deur iemand anders in jou hart ingeplant het. Dan is dit baie keer waardevol om net 'n rukkie hulp te kry, om net vir een beradingssessie of ietsie te gaan, net iemand te kry om jou net te help om met daai storie te deel. Jy kan jou ouers vergewe en die seëning wat jou ouers jou nooit gegee het nie, van God ontvang, as hulle jou dan nie kan seën nie. En as 'n resultaat, eer jou vader en jou moeder, en word 'n agent van God om jou ouers te seën. Kom ons kyk, God se beskermende meganisme in die antieke Hebreëse kultuur. So wat het God in sy volk ingeplant in die ou tyd, sodat hulle ou mense outomaties geseën het? Ok, ouer mense is oor die algemeen met groot respek behandel, dit was net so. Die grootmenskind het 'n natuurlike begeerte gehad om die ouer te seën, omdat hulle deur die ouer geseën is in die eerste 6 stadiums van seën. Dit het net natuurlik gekom. Ouer mense is beskou as bewaarders van wysheid en ervaring, wat gekoester en gerespekteer moet word. Dit was net 'n attitude teenoor ou mense. Spreuke 16 vers 31 lees ons, die silwerharige hoof is 'n kroon van praal en heerlikheid. Dit word gevind in die pad van die geregtigheid. Ok, so hulle weet, die ou mense, die ouer mense. Spreuke 20 vers 29, die eer van jong mense is hulle krag, en die eer van die ou mens is hulle grys hare, hulle wysheid, né? Dis waar die spreekwoord vandaan kom, die wysheid met die grysheid. God se beskermmeganisme, laat ek vir julle nog 'n paar gee. Jesus het in Markus 7 vers 9 tot 12 gepraat oor die verantwoordelikhede van volwasse kinders om hulle ouers te eer deur finansiële voorsiening vir hulle te maak. So jy kan daai gaan lees, dis 'n langerige stukkie. En dan leer jou kinders respek en eer vir ouer mense. Dit sal vir jou baie waardevol wees. Ok, so kom ons kyk gou hoe om 'n huldeblyk te skryf. Ek gaan vir jou leer. Maak 'n lys van alles wat jou ouers reg gedoen het, dan maak jy 'n lys van alles wat jy van hulle waardeer, so al die dankies, dankie vir dit, dankie vir dat. Maak 'n lys van goddelike karaktereienskappe waarmee jy hulle kan seën. So sê nou maar jy het nou nie godly ouers gehad nie en jy weet nie wat om daar te doen nie, vra die Here om vir jou te wys, want hy sal dalk vir jou 'n bietjie ietsie interessants wys. Daar's 'n voorbeeld van die ou wat so elke aand by die huis gekom het en dan plak hy neer voor die TV met 'n bier en dan drink hy homself eintlik half pap en eet en gaan slaap. En toe die ouetjie vir die Here vra, waarmee moet ek my pa seën? Toe sê hy, vir consistency. Hy was altyd presies dieselfde. Hy het altyd huis toe gekom, altyd dieselfde ding gedoen. So God sal vir jou op 'n baie interessante manier wys, ietsie waarmee jy jou ouers kan seën, al het hulle nie vreeslik baie goeie eienskappe gehad nie, maar dalk kan jy 'n bladsy volskryf. Ok, dan kan jy 'n lys maak van betekenisvolle, dalk grappige ondervindings wat jy met jou ouers gedeel het. Dalk 'n kampnaweek, dalk 'n bootrytrip, dalk iewers waar jou pa jou lewe gered het. Die doel hier is om jou ouers te seën met hulle deelname in jou lewe, so iets wat julle gedeel het, ondervindings wat julle gedeel het. Ok, dan gebruik jy jou lysie om 'n huldeblyk vir jou ouers te skryf, waarin jy verklaar hoe goed hulle vir jou was en ook vir die merkwaardige impak wat hulle op jou lewe gehad het. Vir persoonlik die huldeblyk, jy kan dit nou op 'n canvas druk, of jy kan dit op 'n houtblokkie druk, of as jy 'n baie mooi handskrif het,
kan jy dit skryf op 'n papier, jy kan dit raam, jy kan dit dalk in 'n skildervorm sit, as dit jou ding is, wat ook al in jou persoonlikheid of in jou ouerhuis sou ingepas het, verpersoonlik dit op 'n manier, en dan kies jy 'n dag, wat vir jou en jou ouers spesiaal is, dit kan dalk 'n verjaarsdag wees, dit kan dalk kom julle in elk geval julle familie elke jaar Vadersdag by mekaar, dan is dit 'n goeie tyd om dit te doen, dalk op Moedersdag, dalk op 'n huweliksherdenking, jy sal net weet. Okay, en jy kan besluit of jy dit vir een ouer op 'n slag wil doen, en of jy dit vir al twee ouers saam wil doen. Okay, so kom ek help julle gou net met 'n voorbeeld van 'n gebed, as jy jou ouers op hulle ou dag vervloek het. Okay, dan kan jy die Here om verskoning vra, dat jy die duiwelse agent was, eerder as God se agent in die lewe van jou ouers. Dan bid jy iets soos die: Here, ek erken vandag dat ek die duiwelse agent was, om vir my ouers Satan se boodskap te stuur in hulle ou dag. Here, ek het woorde van dood, eerder as woorde van lewe oor my ouers gespreek. Vandag verloon ek hierdie sonde van vervloeking van my ouers se identiteit, en dat ek hulle nie geëer het met 'n plek van respek in my hart nie. Ek is jammer dat ek disrespekvol teenoor hulle was, en vra U om my te vergewe. Dankie Here dat U aan die kruis gesterf het vir ons sondes, en dat U my sondes skoon was met U kosbare bloed. Here, sal U asseblief my ouers gesond maak van die skade wat ek veroorsaak het, deur my houding en woorde van disrespek en vervloeking van identiteit. Ons lees in Job, sê, vra Joel dat God sal teruggaan en die skade wat die trek springkaan, en ja, wel die springkaan gedoen het in die mense se lewens, dat hy sal gaan vergoed vir dit. So ons weet dat God kan teruggaan in tyd en kan gaan genees en kan vergoed. Ek vra U nou om my ouers te seën in hulle ou dag. Here, ek vra U om vir my guns te gee by my ouers, en dat U vir my 'n geskikte tyd sal gee om my verkeerde dade aan hulle te bely en vir hulle onvergifnis te vra en hulle te seën en te eer. Amen. Nou kan jy met jou ouers ontmoet en jy kan vir hulle sê wat gebeur het. Jy besef nou dat jy met hulle lelik was, en jy vra hulle om jou te vergewe. Jy kan ietsie sê soos: Pa, ma, ek het besef dat my houding teenoor julle disrespekvol, ondankbaar en veroordelend was. Ek besef nou dat ek verkeerd was en dat ek teen julle gesondig het met my houding. Sal julle my asseblief kan vergewe? Dan kan jy wag vir 'n antwoord, en as hulle dan vir jou sê dat dit reg is, dan kan jy vir hulle sê: ek wil vir julle dankie sê vir alles wat julle deur julle lewe vir my gedoen het, en ek wil 'n paar gedagtes met julle deel. Ek het iets vir julle voorberei, en wil dit graag op 'n spesiale dag met julle deel, en dan kan jy nou 'n reëling tref met wanneer julle dan nou die tribute sal doen voor mense. Nou, dis goed om dit in die publiek te doen, of met 'n partytjie waar ander familielede by is, of ook al. Okay, so hierdie kan jy bid, as jou ouers jou mishandel het, of sleg behandel het, en jy sukkel om hulle te vergewe, dan bid ons eers vir vergifnis en herstel. Here, my ouers het my sleg behandel en baie seer gemaak. Ek besef vandag dat ek myself beskerm het van verdere wonde deur 'n muur om my hart te bou, om my te beskerm van verdere wrokke, bitterheid en blaam teenoor my ouers. Here, ek het in my eie beskermingsmeganisme vertrou en nie in U bloed nie. Here, vandag wil ek daardie mure van wrokke, bitterheid, blaam afbreek. Ek is jammer dat ek op my eie muur staat gemaak het om my te beskerm, en ek vra dat U my sal vergewe, want dis afgoderry, nou as jy op jouself staat maak, jy mag net op die Here staat maak. Ek erken dat my ouers nie kan betaal vir die manier waarop hulle my seer gemaak en sleg behandel het nie, maar Jesus, U het reeds vir al hulle sondes teen my betaal, en ek verklaar vandag dat U bloed genoeg is om hulle skuld in my hart uit te kanselleer. Vandag aanvaar ek U bloed as 'n betaling vir die sondes wat my pa en ma of ma teen my gedoen het. Omdat U betaal het, verklaar ek vandag dat my pa of pa en ma nie meer hoef te betaal nie. Deur U bloed vergewe ek my ouers
en ek sit nou my vertroue in U om my te beskerm en my veilig te hou in die toekoms. Verder besef ek ook dat ek gekies het om nie respek in my hart vir my ouers te hê, as gevolg van hoe hulle my en ander my familie behandel het nie. Here, ek erken dat ek gesondig het deur hulle nie te respekteer nie. Vandag vra ek U om my te vergewe vir daardie disrespek in my hart teenoor my ouers. Sal U my asseblief vergewe? Aangesien ek my ouers vergewe het vir wat hulle gedoen het, wil ek vandag vir my ouers 'n plek van eer en respek in my hart gee. Ek kies om my ouers te eer en te respekteer. Here, ek vra dat U my nou guns by my ouers sal gee en dat U vir ons 'n toepaslike tyd sal bewerkstellig, sodat ek aan hulle kan bely dat ek wrokke en bitterheid gekoester het en ook dat ek hulle kan eer en seën. In Jesus naam, amen. Dan kan jy weer dieselfde doen, dan kan jy met jou ouers ontmoet en vir hulle sê dat jy wrokke gekoester het in jou hart teenoor hulle en hulle vra om jou te vergewe. Jy kan iets sê soos, Pa, ma, of pa en ma, of pa of ma, ek het besef dat my houding teenoor julle disrespekvol, ondankbaar en veroordelend was. Ek besef nou dat ek verkeerd was en dat ek teen julle gesondig het met my houding. Sal julle my asseblief vergewe? Dan wag jy vir 'n antwoord en dan kan jy vir hulle sê, ek wil nou vir julle dankie sê vir alles wat julle deur julle lewens vir my gedoen het en ek wil 'n paar gedagtes met julle deel. Ek het iets voorberei en ek wil dit graag op hierdie spesiale dag met julle deel. Okay? En dan kan julle die tribute op 'n spesiale dag doen. Kom ons kyk gou, as jou ouers nie meer leef nie en jy hulle nie geseën het nie, sal jy nie nou meer kan nie. Okay? Onthou dit is teen die Bybel om met nie lewende mense te praat, nie mense wat nie meer daar is nie te praat. Dit staan in Deuteronomium. Maar jy kan vir God vertel van die hele storie. So jy kan sê, Here, ek het nie die geleentheid gehad om 'n huldeblyk met my ouers te deel toe hulle nog gelewe het nie. Here, ek erken dat ek nie kan betaal vir die fout nie en ek vra dat U my sal vergewe met die bloed van Jesus Christus wat vir my gevloei het om al my sondes en foute weg te was. Ek ontvang U vergifnis en vandag vergewe ek myself daarvoor dat ek nie die geleentheid gebruik het om my ouers te seën terwyl hulle nog gelewe het nie. Here, ek sou daarvan gehou het om die volgende vir hulle te sê. En dan kan jy vir God sê wat jy graag vir jou ouers sou wou sê, maar jy mag nie met jou ouers praat nie. Here, ek erken dat ek nie my hart aan my ouers kan bly vashou nie. Ek sal altyd vir hulle lief wees en ons herinneringe koester. Dankie Here vir die tyd wat ek met my ouers gehad het. Ek erken vandag dat hulle eintlik aan U behoort. En daarom kies ek vandag om hulle te laat gaan. Ek laat gaan hulle in U kosbare hande in. Amen. Want, so net om seker te maak jy verstaan, jy kan vir die Here vertel wat jy graag vir jou ouers sou wou sê. Jy mag nie met jou oorlede ouers self praat nie, want Deuteronomium 18 vers 11 verbied dit en noem dit witchcraft, heksery, né? Okay, so net 'n voorbeeld van 'n seën vir jou ouers, wil ek ook graag vir jou lees. Hierdie kan jy lees vir hulle op die dag van die tribute. Jy kan hierdie aanpas, jy kan jou lysies hier tussenin inbou, maar hier is net vir jou 'n idee. Ons wil graag van die geleentheid gebruik maak om julle te eer en julle te seën vir die spesiale mense wat julle is en vir die deegsame dade deur julle lewe. Onthou, ons lees dit nou vir pa en ma, of vir pa of vir ma. Jy kan besluit hoe jy dit wil lees. Ons eer julle vir al die onbaatsigtige diens wat julle spandeer het om ons julle kinders groot te maak en om vir ons te voorsien. Nie net vir ons materialistiese behoeftes nie, maar ook vir ons emosionele en geestelike behoeftes. Ons eer julle daarvoor dat julle altyd ons behoeftes voor julle sin gesit het. Ons eer julle vir julle toewyding aan die Here Jesus Christus en seën julle daarvoor dat julle geestelike waardes by ons ingeplant het. Ons eer julle vir ons goddelike rolmodelle, dat julle vir ons goddelike rolmodelle was om te volg. Ons is geseën en geïnspireer deur julle integriteit. Ons wil vir julle dankie sê vir al julle gebede wat ons beskerm het teen ongesiene moeilikheid.
Ons wil vir julle dankie sê vir die wysheid en dat julle ons waardevolle lesse geleer het. Ons wil vir julle dankie sê dat julle altyd daar was en jy kan nou dit vir persoonlik, vir al toe en dan kan jy noem, gesels, dankie vir dit, dankie vir dat, daai oomblikke in ons lewe toe ons dit gedoen het, toe ons dat gedoen het. En dan ons ouers vir al die jare wat God julle nog vir ons spaar, mag julle nooit sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees wees nie. Mag julle harte altyd vrede hê. Mag julle gedagtes altyd wakker wees om te leer. Mag julle krag soveel wees dat dit hou so lank julle leef. Mag God julle in sy liefde hou altyd. Ons seën die herinneringe wat julle het, dat julle sal onthou hoe goed God vir julle was en is en die goeie tye wat julle saam met familie en vriende gehad het, dat julle al daai herinneringe sal koester. Ons seën julle geestelike lewe, dat julle sal aanhou om die Here te dien in gees en in waarheid. Ons onderneem om die pad saam met julle te stap vir die res van julle reis op aarde. Deur die sonsagjare van julle lewens, en soos julle minder na julle self sal kan omsien, sal ons beskikbaar wees om na julle behoeftes te kyk. Of, as afstand ons skei, sal ons kom kuier wanneer ons kan, en saam met julle bid as ons ver is. Soos wat julle vandag na ons as julle kinders kyk, kyk julle na die begin van die nalatenskap, wat vir generasies behou sal bly. Ons onderneem onsself om julle nalatenskap voor te dra en om ons geestelike nalatenskap aan ons kinders en kleinkinders oor te dra. Die Here sal julle seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en julle vrede gee. Dit is ons kursus vir vandag. Ek sien julle vir die laaste keer volgende week.